Julle kuier vanoggend weer hier saam met my Lisel van Sail by Tussen Koffie en Genade en is weer so lekker om bietjie vanoggend saam met julle te kuier. So ons is al vir die afgelope maand besig om te praat oor 'n nuwe jaar, 'n nuwe begin. En kan jy glo daar is al 'n maand verby? En ek wil jou 'n bietjie vra. Wat het jy al in plek gesit om te verander en dit wat jy beplan het, wat jy in 2026 graag wil doen? So watse aanpassings het jy al in plek gesit? En watse gewoontes is jy besig om aan te werk, sodat jy kan groei en kan verander? Dit help nie net ons droom nie. Ons moet hierdie dinge ook bewerkstellig en in plek sit en natuurlik oorgaan in aksie. Ek hoop dat jy opgewonde is oor die nuwe jy wat vir jou gaan wag aan die einde van die jaar. Jy kan letterlik jou lewe herskryf, maar jy moet vandag begin. So die afgelope tyd het ons gepraat oor hoe jy jou lewe kan transformeer. Ons het ook verskeie beginsels behandel en ons het gepraat, wat moet jy in plek sit om by dit uit te kom? Maar vandag gaan ons 'n bietjie praat oor 'n ander beginsel, wat gaan oor bemoediging. Ek dink almal van ons het met tyd daai bemoediging nodig in ons lewe. En ek wil jou vandag kom bemoedig. En dan gaan ons ook 'n bietjie praat van hoe jy weer ander mense om jou kan bemoedig. So ons het mekaar nodig en daar lê soveel krag in bemoediging. En wanneer iemand net jou hand vat en sê, weet jy wat, ek dra jou, veral wanneer mens deur moeilike tye gaan. So ons gaan net so vinnige breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor bemoediging. So gaan kry vir jou 'n lekker koppie koffie. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie vanoggend oor bemoediging. So dink net 'n bietjie, wat beteken dit vir jou wanneer iemand jou bemoedig, wanneer jy daai down dag het of daai nie so lekker dag het nie? Of dink bietjie terug toe jy op skool was daar dalk hierdie onderwyseres wat in jou geglo het, toe niemand anders dan jou geglo het nie, of hierdie vriendin wat deur jou gedra het deur dik en dun, of wanneer jou man jou ondersteun en jou bemoedig en jou hoop inpraat wanneer jy hopeloos beginne voel. Net so is dit wanneer mens byvoorbeeld 'n profetiese woord kry. Julle en daar is ongelooflike krag om profetiese woord te kry. Maar mens moet dit ook net in balans sien, want baie keer kry jy dit ook dat mense hardloop van profeet tot profeet en jy wil hierdie woord en jy wil daai woord hê. En die Here wil ook hê ons moet 'n mate van hoor by hom direk. Ons kan nie net op profetiese woorde gaan nie. Maar kom ons praat 'n bietjie van die plek en wat die invloed is van wat profetiese woorde in mense lewe kan gee. So 'n profetiese woord gee vir jou rigting. Dit help vir jou met visie. Dit help net vir jou om te wys waartoe jou pad is. So wat vir my so amazing was, as ek nou kyk deur die loop van my lewe, ek het letterlik tot bekering gekom as gevolg van 'n profetiese woord wat oor my gespreek was. En nie in die oomblik toe dit oor my gespreek was nie, glad nie. Dit was 'n profetiese woord wat ek gekry het en toe eers 2 jaar daarna, toe val hierdie woord uit my Bybel uit, toe ek op my laagste van laagste punt was. En hier lees ek hierdie woord en ek lees en dit voel vir tot in jou dit voel vir tot in jou beenderuk, weet nie, dit is soos, wat hulle sê, die woord van die Here is soos 'n tweesnydende swaard, en hy sny tot jou murg en jou been, en dit het vir my so gevoel van, jene, dit voel of hy tot so diep in my siel kyk, en daai woord het my so geruk, dat dit my hele lewe getransformeer het. En baie keer het ons so 'n woord van bemoediging nodig, veral as mens mismoedig voel, veral as jy nog nie die vrug sien nie, veral as jou saad nog in die grond is, en jy kan nog nie die beloofde land sien nie, jy sien nog nie die deurbrake nie, jy sien nie enige resultate van dit wat jy nou al probeer reg doen het, en hoe jy in beginsel wandel, en jy hoor wat sê die Here, en jy wag op die Here, en jy
doen van jou kant af en jy wandel in regverdigheid en in righteousness, nee, jy's a right standing with God. En dan voel dit vir jou partymal jene maar hierdie ding wil nie deurbreek nie. En dan hoeveel keer dan kry jy hierdie woord? En dan as dit regtig 'n woord is van die Here, dan is dit iets wat dit alreeds sal bevestig wat die Here alreeds vir jou gesê het in jou lewe. En dit bring vir jou ook ten vore iets wat binne in jou is, wat jy partymal nie eers kan bewoord nie. En dan sê iemand voorbeeld, ja ek sien, jy is hierdie bemoediger wat die hele tyd opstaan en jy help ander mense, of wat ook al dit is, 'n diep, of 'n secret wat binne in jou hart is, wat jy, of jou DNA, wie jy is as mens, en dan kom hierdie woord, en dan dra dit jou deur daai moeilike tye. So, dis hoekom ons ook in hierdie lewe exhorters nodig het. Nou as jy die genadegawes al deurgewerk het, ek doen ook so kursus, en ek gaan hierdie jaar weer kursus hardloop wat ek gaan praat oor die genadegawes. Daai is so belangrik om te verstaan, maar onder andere kry jy mos die bemoedigende vermaaner, of die exhorter, wat daar is om mense op te bou, en te stig, en te help, wanneer jy deur moeilike tye gaan, en ons het dit so nodig, en veral in vandag se tye, waar dit baie donker kan lyk, en dit kan baie negatief wees vir 'n mens, en mens kan partymal voel jy's in 'n tronk, en jy kan oorweldig voel. Nou, Paulus het gereeld so gevoel, want hy was letterlik gereeld in die tronk gegooi. Maar as dit nou een persoon is wat vir ons kan 'n voorbeeld wees van bemoediging, is dit Paulus, nie? Maar aan die ander kant het hy self ook gesê hoe baie dit vir hom beteken het, en hy skryf in baie van sy boeke, in 1 Tessalonisense en in 1 Timoteus, en sê hy, ek is so dankbaar vir julle, wat my kom bemoedig het, wat vir my kom kos bring het, wat my kom bedien het in die tronk, en dit is wat hom die moed en die krag en die ability, kan ek sê, gegee het, om te word en te wees wie die Here wou gehad het, hy moet wees. En hy skryf ook so vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 11, gaan ek nou vir ons lees, en hy praat baie keer van hoe ons mekaar moet ondersteun, hoe ons mekaar moet leer, hoe ons mekaar moet bystand. So ons gaan 'n paar skrifte lees, wat Paulus spesifiek geskryf het hieroor, so ek het verskillende boeke, en die eerste een is, soos ek sê, is 1 Tessalonisense 5 vers 11, ek lees dit vir ons weer in die Amplify. Daar sê dit, therefore encourage, admonish, exhort one another, and edify, strengthen, and build up one another, just as you are doing. En so is dit dat hy ons aanmoedig om mekaar te leer, te ondersteun, en daar te wees vir mekaar. Julle in vandag se lewe waar mense regtig baie selfgesentreerd is, kan ek sê, en ek dink dit is net in vandag se lewe nie, maar erger in vandag se lewe, want hulle sê maar in die eindtye is mense uiters selfsugtig en uiters selfgesentreerd, moet ons al hoe meer leer om mekaar te dien in liefde, om verdraagsaam te wees, om daar te wees, al ken jy nie daai persoon nie, hoe jy mense hanteer wat verby jou loop, verby jou ry, in die winkels, is jy bewus van mense om jou, as jy bestuur, is jy bewus, hier is actually 'n kar hier agter my, hier is actually 'n kar wat voor my ry, neem jy mense in ag, want baie keer as ek so ook bestuur en besef ek, jy kry hierdie mense, hulle is glad nie bewus van enige iemand, en hulle neem niemand in ag nie, ek ry nou, en jy moet vir my pas op, behalf, en is eintlik so hartseer om te sien, maar dit is nou net maar 'n algemene voorbeeld van, ons moet ingestel wees, om bemoediger, of om mekaar te bemoedig, en ook van hoe belangrik is dit wat bemoediging jou kan dra, deur sekere dinge in jou lewe. Hy gaan ook, en hy praat in Titus, nou praat hy met die ouer dames, nê? En die ouer vrouens, en dis nou in Titus 2 van vers 3 tot 4. Nou sê hy, julle moet ophou skinder, en besig wees met allerhande goed, wat nie belangrik is nie, en hy sê, don't be slaves to drink. So, ons moet nie net sit en drink die hele dag nie. Hy sê, julle ouer dames, en ek gaan so van vers 4 af lees. They are to give good counsel and be teachers of what is right and noble.
so that they will wisely train the younger women to be sane and sober of mind and disciplined, and to love their husbands and their children. En die is ook 'n ongelooflike baie belangrike beginsel, dat ons wat ouer is, moet soos mentors wees vir die jonger mense in ons lewe. Eerstens is ons natuurlik mentors vir ons eie kinders, maar jy kan ook 'n mentors wees vir jonger mense. Ek het baie jonger vriendinne, dis nogal vir my interessant, die meeste van my vriendinne is 5 tot 10 jaar jonger as ek, en tog het ons soveel in gemeen, en ons leer by mekaar, maar dit is so belangrik om 'n mentorskap te kan hê. Ek onthou ook toe ek jonger was, met tye het ek so alleen pad geloop, en dan sê ek, Here, maar ek soek hierdie mentor, ek het hierdie vrou in my lewe nodig, net of my te sê hoe ek moet hierdie ding hanteer, en hoe moet ek daai ding, en die Here het gekies om dit van my weg te hou vir jare, en ek was op 'n stadium regtig offended, en gesê, Here, ek moet die hele tyd hierdie goed self uitfigure in my lewe, ek is heeltemal alleen, niemand leer my nie, niemand coach my nie, maar hy was besig om iets in my te deponeer. En hy wou vir my sy eerste vrugte gee. Hy wou vir my geleer het dat die Heilige Gees in die eerste plek die ideale mentor is. En hy wou one-to-one vir my sekere goed kom losbreek het en sekere beginsels kom leer het. En dit het vir my jare en jare gevat om daai ding te snap, want hy wou nie gehad het ek moet dit tweedehands deur 'n mens leer nie. Ek moes dit deur ondervinding leer, en dit was nie lekker nie. Dit was aaklig. En later in my lewe het ek nogal mentors in my lewe gehad, waarvoor ek baie dankbaar wees. En baie van hulle was soos mense wat ek nie eers geken het nie. Dis letterlik hulle teachings wat ek geluister het, soos Derek Prince was byvoorbeeld vir my 'n awesome mentor op 'n stadium, en ek het nooit die oom geken nie. En tot Joyce Meyer, en al soveel baie ander mense wat se lering ook vir mense 'n mentor kan wees. Maar die lank en die kort is, ons moet nie beter weterig wees en dink ons weet nou alles nie. Maar ons moet op die regte tyd en in wysheid mense lei en help. En dis ook waar mens daai onderskeiding moet hê. Partymal moet jy vir mense raad gee, en partymal moet jy juis stil bly. En dis wat die Here my wou leer. Partymal moet jy nie by mense hoor hoe dit werk nie, want jy moet dit self uitfigure. Deur die struggle en deur die foute, soos wat ons laasweek gepraat het, wat jy maak, dan begin jy agtertoe kom, okay, as ek dit so doen, werk dit nie. As ek dit so doen, werk dit. En dis nie dat die Here wreed is nie, en dis nie dat hy ons wil aspiriseer maak nie. Maar hoe gaan jy vir iemand anders te kan wys, as jy nie self in daai gat was nie? As jy nie self gesukkel het met depressie nie, as jy nie self gesukkel het met 'n lae selfbeeld nie, as jy nie self gesukkel het met al hierdie onsekerhede, en jy moes daardeur werk, hoe gaan jy dan ander mense kan mentor? Nou, kom ons lees nog eens versie wat Paulus skryf, en dis in Kolossense 3 vers 16. Hy sê, "Let the word spoken by Christ have its home in your hearts and minds, and dwell in you in all its richness. And you teach and admonish and train one another in all insight and intelligence and wisdom, in spiritual things. And as you sing psalms and hymns and spiritual songs, making melody to God with His grace in your heart." Die punt wat ek hierby wil uitkom is wat hy praat van, ons moet mekaar leer, ons moet mekaar admonish, ons moet mekaar train, met insig, en met intelligensie, en met wysheid. En hoe anderste gaan jy hierdie goed kry, as jy dit nie eers by die Heilige Gees kry nie? Want die Heilige Gees is ons bron van wysheid. En ook soos ons gepraat het van die genadegawes, kry jy ook die geestesgawes, of die geestelike gawes van die Heilige Gees, die 9 gawes, wat hy praat van, om onderskeiding te hê, om geloof te kan hê, om wysheid en insig te hê, en almal van ons kan daai aktiveer, en met tye gaan jy moet
in wysheid optree. Met tye kan jy onderskei. En sekere mense is sterker in seker goed. Party mense het net van nature 'n gawe van geloof. Dis is free money, you just have it. Jy kan net 'n geloof wandel, want dit is iets wat die Here in jou DNA geplaas het. En ander moet weer gaan en hulle moet regtig struggle en sê, Here, maar ek sukkel met geloof. En dis okay. Dis nie te sê die een is beter as die ander een nie, maar die punt wat ek wil uitkom is, die Here gee vir ons hierdie gawes om mekaar te bemoedig, sodat ons dan in vrede kan wandel. En nou daar kan eenheid wees, en dat mens mekaar kan ophou, want dit gaan nie net meer oor jou en wat jou behoeftes is nie. Ons is in 'n liggaam, en ons moet mekaar lei om by genesing uit te kom. En dis hoekom ons mekaar leer, lei, ondersteun in elke aspek van waar mense dit nodig het. En wat ook so interessant is, as ek ook soos my werkswinkels aanbied, en onder andere het ons laas jaar die trauma werkswinkel weer deurgewerk, van hoe om deur trauma te werk en al die aspekte van dit. En een van die afdelings wat ek oorgepraat het met die dames was die hele ding oor community. En dat jy letterlik genesing kry van seer, van trauma, van wat ook al mens deurwerk in die lewe, wanneer jy 'n gesonde gemeenskap om jou het. Tot die sielkundiges, wat glad niks met die Bybel te doen het nie, het dit al bewys. Wanneer jy net in 'n kamer sit, met iemand wat 'n oor het om te luister en empatie wys vir jou seer en erkenning gee vir jou seer, waar hulle nie sê van, o nee, jy het nou oorgereageer, o nee, jy mag nie so voel nie, ag nee, weet jy wat, jy moet net oor jou emosies heers, jy moet net ignore wat jy voel, just cowboy up, kom reg en daar gaan jy aan. Wat bytelmal nodig is om vir iemand te sê, maar sê dit vir iemand op die verkeerde tyd en jy kan 'n persoon breek. Maar die lank en die kort is waar jy sit met iemand wat empatie vir jou het, wat kan sê, maar ek verstaan waardeur jy gaan. Ek was self nie daar nie, maar jy het die reg om te rou. Jy het die reg om te sê jy het seer gekry. Jy het die reg om te sê jy was gevictimized en erkenning te gee vir jou seer. En dan is dit wanneer 'n mens in geestelike kapasiteit mekaar kan lei met wysheid en met veral wanneer iemand net tot bekering gekom het en hulle weet nog nie hoe om hierdie ding te doen nie. So jy kan letterlik genesing vir jou siel ervaar wanneer jy 'n gesonde uitlaatklep het met geestelike mense om jou wat jou kan lei in liefde en wysheid. So kom ons lees net nog een skrif van Paulus in 2 Korintiërs 13 vers 11, dan gaan ons weer 'n bietjie 'n breek vat. So hy sê, finally brethren, farewell, rejoice, be strengthened, perfect, completed, make what you ought to be. En dit is wat ek wil by uitkom, om by dit uit te kom wie jy veronderstel is om te wees, om by genesing uit te kom. En dan gaan hy aan, hy sê, and be encouraged and consoled and comforted by and be of the same agreeable mind one with another. Live in peace, and when the Lord of the God of love, who is the source of affection, goodwill, love, towards men, and the author and the promoter of peace will be with you. So met ander woorde, wanneer ons in bemoediging wandel teenoor mekaar, wanneer ons in ware liefde en empatie en om daar te wees vir mekaar, dit is wanneer ons by genesing kan uitkom en word wie ons veronderstel is om te wees. So, ons gaan net gou 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor waar kry jy jou motivering vandaan? En dis die ander aspek van bemoediging. Van ja, ons moet mekaar bemoedig, maar partymal, waar kry jy daai motivering vandaan om te doen wat jy moet doen? Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie vanoggend oor bemoediging. En nou wil ek by 'n ander aspek uitkom. Want baie keer, soos ek nou genoem het, is dit dat jy dalk op 'n plek is waar jy nie noodwendig bemoediging kry nie. Jy is dalk omring met mense wat self baie swaar laste dra, wat nie weet hoe om in bemoediging te wandel nie, wat eintlik afbreekend is, wat nie eintlik, daar is nie, en die ding is ook, ons moenie eintlik
primêr ons sterkte by mense soek nie, hoewel dit God se plan is dat ons in eenheid moet wandel. Maar ons moet altyd onthou, ons moet eerste ons bemoediging en ons motivering van die Here afsoek. Want wanneer ons motivering uit God uitkry, dan bly ons sterk. Al voel ons moeg en oud, né? So kom ons lees weer daar in 2 Korintiërs en ons gaan nou 2 Korintiërs 4 vers 16 lees. Therefore, we do not become discouraged, utterly spiritless, exhausted, and wearied out through fear. Though our outer man is progressively declining and wasting away, yet our inner man is being progressively renewed day after day. En dit is presies waarvan ek gepraat het en gesê die Heilige Gees moet die een wees, wat ons eerste ons bemoediging gee. Dit is 'n bron wat nooit leegtap nie. En dit is 'n bonatuurlike dryf wat jy nie noodwendig gaan kry by mense of by dinge of by wêreldse dinge nie. Jy gaan dit kry wanneer jy in daai ingetap is met wat God se Gees vir jou wil gee en wie jy is in die Here. So Romeine 15 vers 5 sê vir ons, Now may the God who gives the power of patient endurance, steadfastness, and who supplies encouragement, grant you to live in such a mutual harmony and such full sympathy with one another, in accordance with Christ Jesus. So die Here gee vir ons die gawe. Die Here gee vir ons die krag. Hy gee vir ons die encouragement wanneer ons regtig negatief is, wanneer ons so vreesbevange is en sê, Here, ek weet nie hoe die situasie gaan uitwerk nie. Here, al die deure het nou toegeslaan. Ek weet nie eers meer waartoe om te gaan nie. Ek het alles reg gedoen. Here, ek het net U en ek kan net op U staat maak. So as jy op die einde van jouself kom en jy voel, ek kan dit nie meer doen nie. Ek het nou alles gedoen. Dit is presies daar waar ons dan sê, Here, ek soek net vir U. En dit is partymal juis daar waar ons dan tot die einde van ons krag moet kom. En waar ons mismoedig is om te besef dat ons dit nie kan doen in ons eie krag nie. Ons is afhanklik van die Here. En dis die eerste ding wat ons moet onthou. Want as ons motivering en ons bemoediging net by mense gaan soek, gaan ons baie teleurgesteld voel. En gaan dit vir ons net tydelik wees. Maar die Here is 'n oneindige bron van bemoediging. En ons moet dit eerstens by hom gaan soek. So kom ons lees weer 'n bietjie by 2 Tessalonisense 2. En ek gaan in vers 16 en 17 vir ons lees. Now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loves us and give us everlasting consolidation and encouragement and well-founded hope through his grace, comfort and encourage your hearts and strengthen them, make them steadfast and keep them unswerving in every good work and word. So God het klaar alles in ons geplaas wat ons nodig het om dit te belewe en uit te lewe wat hy vir ons instoor het. Maar soos ons oor die afgelope paar weke gepraat het, is daar sekere beginsels wat jy eerstens moet volg. En ek wil net so 'n paar goedjies noem wat ons net weer moet onthou. So eerstens moet ons ook onthou, ons moet beheer neem oor ons emosies. So ons kan nie net toelaat laat vrees blindelings ons wegdryf nie. Want onthou, hoekom vrees? Vrees kom met gedagtes. Vrees kom met aannames. Vrees kom met as dit, kyk dit, die ding en is beskuldigend en dit wil jou dryf. Dis nie van die Here af nie. Ons moet daai vasvat. Ons moet daai emosies wat nie van die Here af is nie, daai moet ons vasvat en sê, hart,
jy luister nou vir my. Ek weet jy voel mismoedig, ek weet jy voel alleen, maar die Here sê ek sal jou nooit los nie en ek sal jou nooit, ek is altyd daar vir jou. En dis die eerste beginsel wat ons moet leer, is nie altyd na ons emosies te luister nie, maar dit onderdanig te sit aan dit wat die Heilige Gees vir ons wil sê. En tweedens is dit om uithou vermoë te kweek. En dit is weer eens daai ding van, hy gee dit vir ons. Hy gee vir ons die endurance, maar baie keer is dit weer eens ons keuses van ons gee te maklik op, want ons wil partymal gemak hê. So ons moet partymal kan leer om deur te trek in moeilike omstandighede. En ons het nou laasweek ook daaroor gepraat. Die derde ding is ook, ons moet bereid wees partymal om deur daai winterseisoen van voorbereiding deur te trek, waar ons moet training kry. Ons moet navorsing kry, ons moet tools kry vir dit wat hy wil hê ons moet word. So dit gaan nie net alles maklik en lekker wees nie. En ons moet dit sien vir wat dit is. En dit kom by die vierde punt. Dit is, ons moet ook verstaan in watse seisoene is ons. En dat ons sekere geleenthede soms mis, omdat ons nie die seisoen erken waar ons is nie. So ons moet ons seisoene lees. Die ander beginsel wat ons ook moet by uitkom is self-talk. Wat is dit wat jy praat? En al hierdie dingetjies het ek al behandel, so ek gaan nou nie in baie diepte daaroor gaan nie, maar ek wil dit net so vinnig weer, net laat ons daaroor praat. So, wat praat jy oor jouself? Wat praat jy oor jou toekoms? En luister, hierdie is nie magic nie, dis nie iets wat net gebeur nie, dis spesifiek wanneer jy sekere goed sê, as jy sê, maar as dit gaan dit gebeur, hierdie ding gaan nie uitwerk nie, hoekom moet ek eers probeer, want laas keer het dit nie gewerk nie, ag nee, wat, hierdie is nou net nie vir my nie, weet jy wat, almal is lekker, maar ek is nie lekker nie, al daai, is jy praat jou eie destiny. En dit is ook wat ons nou moet kyk. Wat praat ons oor onsself? Wat praat ons oor ander mense? En ons het daai al behandel. En dan is dit ook daai volgende beginsel wat gaan oor om oor te gaan in aksie. Maak daai afspraak. Bel daai persoon. Vat daai geleentheid. Begin jou nuwe besigheid. Wat ook al dit is wat jy wil terughou, jy moet daai goed gaan identifiseer in jou lewe. En sê, Here, maar wat is dit wat ek in my lewe het, wat keer dat ek by dit uitkom? En dis weer eens, soos ek ook gesê het laas keer, van baie keer wil mense nie daai kans waag nie, want jy is bang jy gaan verloor. Maar hierdie jaar wil ek jou uitdaag. Vat daai kanse. Vat daai geleenthede. Probeer bietjie iets uit jou comfort zone. En vertrou dat die Here jou gaan dra deur dit. Gaan soek jou bemoediging en jou sterkte en jou krag eerste by hom. Eerste dinge wat jy doen in die oggende is, jy gaan sit stil by hom. Jy gaan sit by sy voete. Jy gaan hoor by hom wat dit is, wat hy wil hê jy moet doen. En dan gaan ons aan met al die ander plannetjies, nê? Want dan gee hy vir jou die strategie. En hy sal jou dra en hy sal jou bemoedig. Gee die Here 'n kans om jou bemoediger te word. Of kan ek sê die Heilige Gees? Mag hy jou grootste mentor word. Ons gaan net gou-gou weer 'n bietjie 'n breek vat. En dan gaan ons by 'n ander aspek uitkom van bemoediging. Want soms lyk bemoediging nie noodwendig altyd mooi nie. En partymal moet mense konfronteer in liefde, wat ook eintlik maar bemoediging is. So ons gaan 'n bietjie oor daai aspek gesels. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat nou vanoggend 'n bietjie oor bemoediging en nou wil ek 'n ander aspek van bemoediging aanspreek. Want soms lyk bemoediging nie so mooi nie. En dis daai admonishment, nê? En mens noem dit eintlik opbouende kritiek. Die Bybel sê ook vir ons yster slyp yster. En dit is ook hierso waar ons partymal mense moet help uit liefde uit en dis partymal moeilike gesprekke.
Dis nie noodwendig, dit is dalk ongemaklik, veral as jy nie daarvan hou om konflik te hê nie, nê? En jy sien konflik as 'n negatiewe ding, want jy kry positiewe konflik en jy kry negatiewe konflik, want jy kry hoe kan ek sê, jy kry kommunikasie wat opbouend is en jy kry kommunikasie wat afbreekend is, konstruktief, destruktief. Dit is net hoe mense dit natuurlik vir mense sê. Maar as jy nou sien jou vriend is in 'n brandende gebou, dan gaan jy nie terugsit en sê, "Oh, weet jy wat, ek moet nie interfereer nie. Weet jy, sy huis brand af, maar nee, jene, ek moenie my neus in sy sake. Weet jy wat in sy huis gebeur? Dis sy stories. Ek gaan nie betrokke raak nie. Hy gaan offended raak. Hy gaan dink ek wil oorneem. Hy gaan dink ek wil inmeng en ja, baie keer wil mense inmeng, maar hoor wat ek sê, baie keer dan is mens net jy sien mense is besig met verkeerde dinge en jy sien hulle is van die pad af en dan dink jy, jene, ek gaan net niks sê nie want dit het niks met my te doen nie. Want mens dink dan voel hulle jy judge hulle. Maar kom ons hoor wat sê die Bybel. So 1 Tessalonisense 5 vers 14 sê, "And we earnestly beseech you, brethren, admonish." En nou daai admonish, kom ons hoor wat sê die Amplify, wat is dit? Dis warn, soos jy moet hulle waarsku. And seriously advise. Luister my chom, jy moet wegkom van hierdie goed is nie goed vir jou, hierdie goed gaan jou lewe vernietig, so dis seriously advise. Those who are out of line, the loafers, disorderly, and the unruly, encourage the timid and faint-hearted. So aan die een kant praat hy van die mense wat buite die lyne is, wat geen boundaries het nie, wat net, hulle doen net wat hulle wil, want dit is wat unruly is. Jy het geen reëls nie. Jy is in rebellie, jy doen net wat jy wil, jy het geen orde nie, jy is onbetroubaar, jy daag nie op as daar meetings is nie, en dan sê dit net, "Ag, sorry, ek het verslaap," en almal moet net aanvaar jy is deur die mis, wat onder andere ook loafing is. En dan kom hy aan die ander kant, en dan praat hy ook about, but encourage the timid and the faint-hearted. Die mense wat juist mismoedig is, en dis twee verskillende aspekte, nie? Help and give your support to the weak souls and be very patient with everybody. Always keep your temper. So natuurlik is dit ook regte timing en hoe jy dit vir die persoon gaan sê. So aan die een kant sê hy, ons moet admonish, ons moet hulle waarsku, ons moet hulle seriously in plek sit, nee? Maar dis ook nie ongeskik en lelik en baasspeler glad nie. Dit is net luister, I really care about you. Ek gee regtig vir jou om. Maar as jy nou aanhou met hierdie dwelms, dit gaan jou alles kos. Jy gaan alles verloor. Nou as 'n voorbeeld. Maar aan die ander kant dan praat hy van wat bemoediging is en encouragement is vir die wat mismoedig is, wat klaar neergedruk is, wat klaar platgeslaan is. Dit help nie, jy gaan na hulle toe en jy raas met hulle nie. Jy moet hulle weer met gentleness en kindness hanteer. So hier kom die balans ook uit, nie? So partymal dan is dit dat jy iemand gaan moet aanspreek. En baie keer moet jy ook mense los. So nou sê julle nee, nou is ek confused. Jy het nou net gesê ons moet nou almal aanspreek en so voort. Maar dit is nou weer eens waar dit inkom om in onderskeiding te wandel. Want baie keer sal die Here vir jou sê, okay, jy beter nou met daai persoon te praat, of jy gaan nou vir daai persoon sê, luister, jy moet nou by my uitkom dat ons jou kan help, want baie keer, dan sit letterlik of mense wil weghardloop wanneer jy hulle wil help, want hulle is skaam, en hulle dink, nee, ek wil nie myself expose nie, wat gaan jy van my dink as jy nou weet wat in my lewe aangaan, so baie keer hardloop mense weg, van om hulp te vra, omdat hulle skaam is, maar daar is regtig mense daar wat jou nie gaan judge nie, wat nie sleg gaan dink van jou nie, wat jou regtig wil gaan help en nie minder van jou gaan dink nie, hulle gaan juist trots wees op jou, dat jy jou hart oopmaak, dat jy erken waarmee jy sukkel, want onthou die oomblik as iets in die duister is, kan mens nie gesond word nie, dan kan mens nie groei nie, dan kan jy nie by die lewe uitkom en herstel uitkom nie, maar dis juist wanneer jy dit gaan expose en jy praat met iemand daaroor wanneer die duiwel dan sy houvas los. Maar dan het jy ook die leiding van die Heilige Gees nodig. Want jy kry ook hierdie geestelike leiers wat voel hulle moet alles vir almal
wees. En hulle moet almal en alles om hulle self fix, wat partymal oorgaan in kontrol en om mense te beheer. En daai is ook nie reg nie. En dan is dit wat mense partymal voel, hulle moet die rol van die Heilige Gees kom speel. En dan is dit naderhand nie meer bemoediging of admonishment nie, maar dit is voorsê. En daai is nie van die Here af nie. En dit is hoekom baie mense seer kry in die kerk, want jy begin dan die rol oor te neem van waar die Heilige Gees met daai persoon moet werk. En dis hoekom dit so belangrik is, luister, wanneer sê die Here moet jy iets sê? Wanneer sê die Here los hulle? Want baie keer is mense hardkoppig en hulle is hardnekkig en dan moet hulle juis gelos word sodat hulle in die varkor beland, want dis al hoe hulle gaan leer, want hulle gaan elk geval nie hoor wat jy vir hulle wil sê nie, want hulle is nie ontvangbaar om te hoor wat jy vir hulle sê nie. En baie keer het die Here vir jou gesê, jy moet met daai persoon gaan praat, en jy het met daai persoon gepraat, en hy het gevoel of hulle niks gehoor het wat jy sê nie. En dit lyk of dit glad nie, die pennie glad nie gedrop het nie, maar daar is ook nie jou verantwoordelikheid nie. Jy het gedoen wat die Here gesê het jy moet doen. Nou is dit hulle verantwoordelikheid om dit te vat en iets daarmee te doen. Om te groei, te verander. Dit is wat ons moet onderskei. So sommige kere, ja, moet jy daai gesprek hê wat nie so gemaklik is nie. En partymal moet jy eerder stil bly. En hier praat ek veral vir mense wat geneig is om in te meng in ander mense se lewens of voorskrywend te wees. Moenie die rol van die Heilige Gees probeer speel nie. En ons gaan hom nou weer in konteks bring, want baie mense wil juist dit vir my vir ander redes, maar voordat ons by dit uitkom, kom ons lees dit gou 'n deel in Spreuke, wat hierdie hele ding so goed verduidelik van mense wat nie wil hoor wat jy vir hulle sê nie. En dis in Spreuke 10, en ek gaan nou van vers 17 vir ons lees, en hy sê, he who heeds instruction, die een wat nou niks wil hoor van instruction, hy wil nie hoor wat jy sê nie, hy is nie oop vir wysheid nie, and correction, is not only himself in the way of life. So, wanneer jy nie wil hoor na wat mense vir jou wil sê nie, en jy wil nie na raad luister, en is jy in jou eie pad, onthou ons het so 'n paar weke terug daaroor gepraat van, is jy in jou eie pad? He is literally in his own way. But, nou sê hy, not only for himself in the way of life, but also in the way of life for others. So daai persoon is letterlik 'n struikelblok vir ander mense. Want hy trek ander mense af in die gat wat hy is. Dis byvoorbeeld iemand wat 'n alkoholist is. Hy drink te lekker en nou kom hy en hy oortuig sy maatjies, nee man, daar's niks te fout, net om 'n bietjie te ontspan nie. Nou wil almal sê, nee ek is nou 'n alkoholist, maar die chom drink elke dag 10 biere. Dan is dit nogal 'n probleem, né? En dit is nou wat ons moet besef, van wanneer mense te hardkoppig is om na te luister na goddelike raad. Is jy in jou eie pad, maar jy vernietig ander mense se lewens ook. En hy sê, and you neglect or refuse reproof, not only himself go astray, but also cause to err and is a path towards ruin for others. He who hides hatred is of lying lips, and he who utters slander is a self-confident fool. In a multitude of words, transgression is not lacking, but he who restrain his lips is prudent. En dis waarvan ek gepraat het van, moenie net praat nie, moenie net gaan en jy dink ek moet nou vir hierdie ou my peace of mind gee nie. Luister, jy beter nou op die pad kom. Jy is van die pad af, jy moet nou regkom. Die Here gaan vir jou straf. Jy gaan daai ou verder van die Here af vat as jy so met iemand praat. Niemand gaan tot bekering kom as jy so met hom gaan werk nie. Want dis weer eens die regte woorde op die regte tyd. Nou sê hy, the tongue of those who are upright and in right standing with God are as chose silver. The mind of those who are wicked and out of harmony with God of little value. The lips of the uncompromisingly righteous feed and guide many, but the fools die for want of understanding
and heart. Die is vir my so goed, en dit is nou vers 21, so dit is Spreuke 10 vers 21, wat dit vir my so goed sê, van hy gaan dood omdat hy nie understanding, en nie 'n pure heart het nie, omdat hy nie die hart het nie, en sy motiewe natuurlik nie reg is nie. So soms is dit ook nodig om daai moeilike gesprekke te hê. En baie keer is dit juist vir die people pleaser, en nou praat ek weer met die people pleasers en die compliance, wat hulle vermy weer daai konflik. Hulle wil weer glad nie daai moeilike gesprekke hê nie. Want hulle dink, as ek nou iets gaan sê, dan gaan dit juis nie vrede bring nie. Dit gaan juist iets kan rock the boat, en iemand gaan ontstel wees, en hierdie mense gaan offended wees met dit wat ek vir hulle gaan sê. Veral as jy iemand moet aanspreek, sien nou iemand jy het jou te nagekom, en hulle misbruik jou, en hulle gebruik jou goedheid die hele tyd, en jy ja en amen net die hele tyd, want jy het een keer nee gesê, toe het hulle toys uit die kot uitgegooi, nie? Want dit is baie keer ook so met controllers. Maar as jy regtig met iemand 'n verhouding wandel, en jy is lief vir daai persoon, en daai persoon gee vir jou ook om, dan kan jy mos dan moet jy eintlik kan in vryheid na daai persoon toe gaan en sê, luister, dit wat jy daar gedoen het gevoel, jy het my nou te nagekom. En die ding is, mense wat offense in hulle hart dra, gaan offended raak, maak nie saak wat jy vir hulle sê nie. Maak nie saak hoe mooi jy dit vir hulle sê nie, want onthou, hulle beskerm nie hulle hart nie. Offense is wanneer jy nooit jou hart beskerm nie, en jy laat bitterheid in jou hart toe, en jy laat onvergewensgesindheid in jou hart toe, en jy werk nie deur jou issues nie, en jy sorteer nie dit wat in jou hart is uit nie. Nou dra jy offenses. Nou kom iemand na jou toe. Nou obvious is dit soos 'n oop wond. Nou kom jy na daai persoon toe en sê jy, luister, maar gister was jy uiters ongeskik met my. En dit was nie vir my okay hoe jy met my gepraat het nie. En dan dadelik dink hy gaan sê hy's jammer. Nee, hulle gaan offended wees, hulle gaan kwaad wees en hulle gaan reageer. En vir iemand wat 'n baie gentle en sagte hart het, en ek was so, dit was letterlik hoe ek was, ek kon nie konflik hanteer nie, ek het glad nie daarvan gehou mense te ontstel nie, ek het altyd maar I kept the peace inside, want jy dink jy hou die vrede, nie? Maar eintlik het jy nie vrede in jou hart nie, want jy sê nie regtig wat jou pla nie, en jy tolerate nou maar die dysfunctionality, en jy tolerate nou maar die ongeskinktheid, want nou as ek weer iets gaan sê, gaan daai persoon ontplof. Nou, ek moet ook sê, partymal is mense ongeskik, en partymal is mense nie mooi met jou nie, en hulle staan nie in noodwendige verhouding met jou nie. Weet jy wat? Just let it go, want wie is daai persoon in elk geval? Dit gaan my nie slegter of beter mens maak, en sê meer oor daai persoon as ek, en dit is nou daai van, jy moet gewillig wees om sleg, of to tolerate, hoe sê die skrif dit, om bereid te wees om dit wat verkeerd is, jy het niks verkeerd gedoen nie, maar om daai pad te loop van, dis okay, hulle kan nou maar ongeskik wees, hulle kan nou maar voor my injaag, hulle kan nou maar vir my toet, ek gaan my vrede hou, want ek het niks verkeerd gedoen nie. Maar dan is daar partymal situasies, en ek praat van dit, wat jy in verhouding is met iemand, dis jou man, dis jou kinders, dis jou kollegas, dis jou mense wat jy die hele tyd mee in verhouding wandel. Nou is jy bang om iets te sê, nou hou jy eintlik dit skelm in jou hart, hierdie offense teen hierdie persoon, want jy is te bang om dit te noem. So nou dink jy daar's vrede, maar is daar vrede in jou hart? Verseker nie. En dan kom daai mense ook weg daarmee, of baie keer is dit ook nie dat hulle dit intentioneel doen nie, en ek wil nie sê almal is 'n narcissiste, en almal wil jou indoen, en almal wil jou seermaak, en maar as regtig ook insidente wat iemand iets gedoen het, hulle was nie eers bewus dat hulle jou nie in ag geneem het nie, hulle het nie bewus, hulle het dit dalk nie eers as prins gedoen nie, en dit is dan juis 'n goeie ding om met daai persoon te bespreek, en te sê, luister, maar laasweek het jy dit en dit en dit gesê, sê net vir my, wat het jy daarmee bedoel, want dit het vir my geklink of jy gesê het, ja, ek het iets aan jou gedoen, en dit is nie die waarheid nie. En dan kan mense ook sekere goed uitklaar. En weer eens, soos ek sê, is ware vrede, en die waarheid kom uit, wanneer jy, soos in Efesiërs vir ons sê, Efesiërs 5 praat daarvan, walk now in truth, wees nou, speak the truth in love, en waar ons ook vir mekaar in liefde moet lei na die waarheid. So kom ons lees net gou weer 'n versie in 2 Timoteus 4 vanaf vers 2. En hierso praat hy spesifiek ook van
om die woord van die Here te verkondig, nê? Maar dit kom ook met die konteks van om die waarheid te praat. Nou sê hy, herald and preach the word. Keep your sense of urgency. Stand by. Be at hand and ready. Wherever the opportunity seems to be favorable or unfavorable. Wherever it is convenient or inconvenient. Wherever it is welcome or unwelcome. You as preachers of the word are to show people in what way their lives are wrong. En dis waarvoor ek wil uitkom. Wanneer ons woord met mense deel, is dit om vir hulle net die spieël op te tel en sê, luister ou, luister vriendin, luister my chommy, ek is verskriklik lief vir jou, maar jy's besig om jou eie ondergang te veroorsaak, of dit wat jy daar doen, jy's aanhoudend besig om jouself te sabotage, want jy is die heeltyd, jy beskuldig ander mense, maar jy vat nie verantwoordelikheid nie. Dis nou net voorbeelde wat ek noem, maar ons moet dan in liefde mekaar lei. Dan gaan hy aan en sê, and convince them, rebuking and correcting, warning and urging, and encouraging them, being unflaking and inexhaustible in patience and in teaching. So met ander woorde, ons moet mekaar leer en ons moet mekaar accountable hou en ons moet juis partymal daai moeilike gesprekke en julle, hierdie kan jy verseker nie doen sonder die Heilige Gees nie. Dis juis hier waar mens genesing in weer kry. Dis juis hier waar mens verhoudings bou. Dis juis hier waar mense weer op 'n plek kom waar hulle sê, "Jene, as jy nie dit vir my gesê het nie, sou ek dit nooit gesien het nie." Want partymal het mens oogklappe en kan jy nie jou eie trots sien nie. En dis wat ons ook moet verstaan, as mense met iemand gaan werk wat trots in hulle hart het. Kyk, hulle gaan offended wees met enige iets wat jy vir hulle gaan sê. Maar dit is nie jou verantwoordelikheid wat hulle met opbouende, ek praat nie van afbreekende, voorseerigheid, judgmental gesprekke nie, ek praat van opbouende kritiek, wat jy regtig in liefde na iemand toe gaan en jy help hulle. Dis nie jou verantwoordelikheid hoe hulle daai woord gaan aanvaar nie. Jou verantwoordelikheid is net om in nederigheid die waarheid met hulle te deel. En aan die ander kant ook, sê Jakobus ook vir ons, dis juis wanneer ons na mekaar toe kom in humility en ons foute vir mekaar herken, wanneer daar genesing kom. En dis hoekom ons partymal daai moeilike gesprekke moet hê. Want partymal wanneer jy iemand aanspreek en sê, luister, maar daai en daai was nie reg nie. Net hierdie week het ek so 'n situasie nodig gehad. En omdat albei van ons partye nederigheid gehad het, omdat ons lief was vir mekaar, omdat ons ook die tools gehad het om dit reg te kommunikeer, het ons so mooi dit gerekonsilieer. En nou is dit, ons is liewer vir mekaar, en dit was nou ek en my man wat 'n gesprek deurgewerk het, en ons, en weet jy wat, ons is nou al, hierdie jaar gaan ons al 27 jaar getroud, en ons het gereeld dinge wat ons moet uitsorteer, en dis die ding van die huwelik, ons moet daar wees om mekaar te encourage, en mekaar op te bou. So kom ons, lees net 'n laaste skrif, dan vat ons gou weer 'n bietjie preek. En dit is nou juis in Jakobus, in Jakobus 5 vers 16. Hy sê, confess to one another therefore your faults, your slips and your false steps, your offenses, your sins, and pray also for one another, that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. The earnest, heartfelt, continuous prayer of a righteous man makes tremendous power available. En hierso sê dit weer, dis soms juist deur bemoediging, en wanneer ons die waarheid praat in liefde, wanneer ons by genesing uitkom. Ons gaan gou-gou bietjie 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat van, is jy 'n inspirasie vir ander mense om na op te kyk? Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons praat vandag oor 'n baie interessante onderwerp, en nou wil ek bietjie by dit stil staan en praat van, maak jou lewe 'n inspirasie, waar ander mense na miskien kan opkyk, want baie keer is dit, mens dink, ek soek inspirasie by ander mense, nou wie kyk ek op, wie is die celebrity wat ek bewonder, of wat ook al, maar
Uiteindelik moet elkeen van ons wat kinders van die Here is, 'n lewe lei as voorbeeld vir ander mense. Want ons almal het getuienisse en ons moet eintlik deur ons lewe vir ander wys wie God is. En dit sal dan ander mense ook dan bemoedig om te word en te wees wie die Here hulle geroep het om te wees. So kom ons gaan nou weer na 1 Timoteus en ons gaan 1 Timoteus 1 vers 16 lees. But I obtain mercy for the reason that in me, as a foremost of sinners, en weer eens hierso is vir Paulus wat hierso praat, Jesus Christ might show forth and display all his perfect, long-suffering and patient for example to encourage those who would thereafter believe on him for the gaining of eternal life. So hy sê, mag my lewe wat uit mercy is. Ek is 'n sondaar, maar ek lewe deur genade en ek doen dit deur Christus. Mag dit ander mense 'n voorbeeld wees vir ander mense en hulle bemoedig om ook dan die Here toe te kom. Eerder as wat ons hulle wegstoot van wie die Here is, né? En dit is juis hierso wat ons moet strewe. Strewe ons om die guns van mense te soek. Of fokus ons regtig op God se koninkryk, want ons moet onthou, ons is God se ambassadeurs. So dis hoekom ons deur moeilike situasies gaan. En dis hoekom ons partymal mismoedig is. En dis hoekom want ons is deel van hierdie wêreld. In hierdie wêreld gaan daar partymal teëstand kom en gaan daar moeilike omstandighede. Ons gaan siek word, ons gaan 'n finansiële druk hê, ons gaan konfliksituasies hê, maar ons moet deur dit leer wat dit is, wie God is vir ons in daai situasies. Ons moet hom gaan soek en dat dit ons getuienis is en vir die mense sê, luister, ek gaan lê nie, kyk want ek weet wie's my sterkte. Nou in Hebreërs 10, en ek gaan vir ons vers 24 en 25 lees, sê vir ons, and let us consider and give attentive, continuous care to watching over one another. Ekskuus, hier's nou weer iets in my keel. Studying how we may stir up to love and helpful deeds and noble activities, not forsaking or neglecting the assembly together, as in the habits of some people, but admonish, warning, urging, and encourage one another, and all the more faithfully as you see the day approach. En weer eens is dit waar hy sê, ons moet by mekaar kom, ons moet in gemeenskap wees, ons moet daar wees vir mekaar, ons moet mekaar bemoedig. En as ons ook nou weer eens kan bietjie gaan stilstaan na die Spreuke 31 vrou, want sy was daai leier, sy is die voorbeeld van wat dit is om 'n goddelike voorbeeld te wees, né, vir ander mense. So kom ons gaan lees iets 'n paar skrifte net om bietjie weer ons te gaan herinner. Hoekom is dit dat sy hierdie voorbeeld is? En ek wil net vir ons so 3 skrifte in Spreuke 31 lees en dan gaan eers net vers 12 vir ons lees. So hulle sê, she comfort, en die praat sy nou van haar man, né? She comfort, encourage and does him only good as long as there is life in her. So dis wat ek eers vir jou vra. Is jy 'n bemoediger vir jou man? En hierso is dit ook van, ons moet verstaan wat ons rolle is as man en wat is ons rol as vrou. En ons moet weet dat die Here ons 'n helper gemaak het en dis nie minder as nie. Dit beteken ons het 'n ondersteunende rol waar ons mans moet bemoedig en ons mans se arms moet sterk hou. En dit is die eerste ding van, kom ons begin by die huis al 'n voorbeeld te wees. Vir die kinders hoe ons man hanteer. En dan ook hoe ons kinders hanteer. En kyk, ons almal maak foute. Niemand van ons is 'n perfekte ma of 'n pa nie. En al het ons foute gemaak, genade is altyd daar vir ons. Dan sê vers 17 vir ons, en hier gee hy vir ons dit weg. Hoekom kry sy dit weg? Om hierdie influencer te wees. En hierdie een wat almal net bemoedig om haar. Hulle sê, she girds herself with strength, spiritual, mental
and physical fitness for a God-given task and makes her arms strong and firm. So waar gaan tap sy dit? Sy gaan tap dit by die Here. En dan sê dit vir ons in vers 25. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. She rejoices over the future, the latter day of time to come, knowing that she and her family are in readiness for it. Sy het nie vrese nie, sy staan vastig, haar lewe is 'n getuienis, want sy weet dat God vir haar goedheid en guns instoor het. Want jy sien, jou woorde en jou aksies gee jou weg. Dit sê wat jy werklik glo en wie jy werklik is. So as jy kyk na dit, wat weerspieël dit vir ander mense? As jy kyk na hoe is jou aksies, is jy opreg? Is jy getrou? Is jy standvastig? Is jy geduldig? Of is jy voorskrywend en wil jy ander mense die heeltyd op hulle plek sit? Of is jy voorseerig? Is jy beterweterig? Is jy trots en dink jy is beter as ander mense? Julle hierdie goed kies ons self. So is jy 'n inspirasie vir mense om beter te wees of nie? Soos wat ons nou gelees het van die ou wat in sy eie pad staan. Hy staan nie net in sy eie pad nie, maar hy staan in ander mense se pad ook. Gaan jy die een wees wat juis in iemand se pad staan om vooruit te loop, om 'n voorbeeld te wees? Nou, hoe lyk dit? En dit staan ook vir ons in die Bybel. Kom ons gaan lees dit. In 2 Timoteus 2. En is van vers 24 tot 26. Ons gaan deur dit werk. Nou gaan ons weer so vinnige preek vat. And the servant of the Lord must not be quarrelsome, fighting and contending. So jy moenie die hele tyd strive en bekleierig wees en die hele tyd sê, nee, hierdie ding is nou nie reg nie, en daai ding is nou nie reg nie, né? Hulle sê instead, he must be kindly to everyone and mild-tempered, preserving the bond of peace. En dis ook altyd wat ek ook vir al my werkswinkels leer, is fight vir die vrede. Alles wat jy doen, jaag vrede na. En dan gaan hy aan, hy sê, you must be skilled and a suitable teacher, patient and forbearing and willing to suffer wrong. Daai is die woorde wat ek nou wou gesê, dis nou presies dit. You must be willing to suffer wrong. Nou het die persoon jou verkeerd hanteer, hy het nou voor jou ingery, hy was ongeskik met jou. En baie keer is dit wanneer jy daai sterkte gekry het en besef het, weet jy wat, hierdie insident bepaal nie wie ek is nie. Ek gaan my vrede bou. Ek gaan my emosies bou. Ek gaan my kalmte bou. En dan gaan hy aan en hy sê, you must correct his opponent. En dit is nou daai ding wat ek wil sê van willing to suffer wrong, en dit het ek nou verduidelik wat 'n konteks dit is. Maar nou het jy ook situasies wat jy moet aanspreek. En hier verduidelik hy dit so mooi. Wat ons nou nog gesê het van die people pleasing en so aan. Hy sê so, he must correct his opponent with courtesy and gentleness, in the hope that God may grant that they will repent and come to know the truth, that they will perceive and recognize and become acquainted with and acknowledge it. Laat hulle gaan moet begin verstaan wat die waarheid is. Laat dit vir hulle soos 'n openbaring sal wees. And that they may come to their senses and then escape out of the snare of the devil, having been felt captive to him. En dis wat ons moet onthou. Die duiwel kom en hy wil mense verblind en hy wil hulle verlei. En partymal is dit juis wanneer jy iemand het wat met wysheid kom, wat iemand se oë oopmaak, laat hulle die waarheid kan sien en dit hulle losmaak van hy binding wat die duiwel oor hulle het. So soek jy altyd iemand na wie jy kan opkyk. Of gaan jy eerder daai persoon word wat ander mense gaan ondersteun, wat gaan raad gee en bemoedig. Mag die Here jou leer en lei om die bemoediger te word. Ons gaan net gou-gou weer 'n preek vat en dan gaan ons praat van die hele konsep om jou sterkte by die Here te gaan soek. Ek is nou weer terug.
Welkom terug julle. Ek wil nou 'n bietjie praat van wanneer mens mismoedig is en jy daai bemoediging by die Here moet gaan soek. Die rede hoekom soveel Christene partymal vrees bevange raak gedurende moeilike omstandighede is juis omdat die vyand ons fokus wil steel. En dan vergeet ons wat ons alles in ons arsenaal het. En dan vergeet ons dit wat die Here vir ons alreeds gegee het. En almal van ons was al daar. Almal van ons het maar met tye al benoud begin raak en sê, gaan die Here nou deurkom of nie, nê? En dit is wanneer hy ons wil blindside. En dan is ons nie seker nie, waar's die Here? Hoe gaan hierdie ding werk? Wanneer ons harte nie gegrond is op sy waarheid en wie hy is nie, dan gaan ons partymal die tools mis wat hy vir ons gee. Maar as daar nou een ouetjie is wat hierdie gesnap het, was dit Dawid. So ek wil nou 'n bietjie gaan stil staan in 2 Samuel 22 en ek wil so 'n paar skrifte saam met julle lees. As jy jou Bybel naby, trek hom sommer nader. Lees saam met my 'n bietjie hierso want ons gaan 'n paar skrifte deurlees en hierdie is natuurlik ook Psalm 18. Dit is presies dieselfde. Psalm 18, 2 Samuel 22 is exactly the same. Dit is actually 'n psalm wat in 2 Samuel staan. Maar kom ons lees net 'n bietjie wat hy hier skryf. En hy sê, is nou vers 3. My God, my rock, in him will I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my Savior. You save me from violence. Om in vrees in te gaan en te wonder of God die Here ons gaan red of nie, moenie eers in ons gedagtes ingaan nie. Ons moet onsself leer en train om te sê, die Here is my redder. Die Here gaan deurkom. Ek gaan nie vrees bevange word nie. Ek gaan nie toelaat dat die duiwel my vrede en my vrede steel en vir my vrees gee nie. Dan in vers 4 sê hy, I call to the Lord, who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. So wanneer die waarheid nie geplant is in ons harte nie, dan verloor ons baie keer nie ons visie en ons doel, veral as ons in 'n krisis situasie kom. Maar soos ons harte weer sensitief maak vir die Heilige Gees en ons sê, Here, ons weet dat wat ook al ons nodig het U alreeds vir ons gegee. As ons dit nie gaan doen nie, dan gaan ons dit mis wat die Here vir ons gegee het. En dan gaan ons eenvoudig, want dit is so maklik, die duiwel kom en hy steel ons fokus. En hy oortuig jou net, nee, die Here gaan nie deurkom nie, nee? Maar hoor bietjie wat sê hy in vers 7. In my distress, I call upon the Lord, I cried to my God, and He heard my voice. From His temple, my cry came to His ears. So in sy benoudhede, was dit of die Here dadelik daar was en hy het jou gehoor. En dis wat ons fokus moet wees. Ons fokus moet wees, Here, ek sit my vertroue in op, ek weet wie U vir my is. Ek gaan nie toelaat dat hierdie situasie my oorweldig nie. Vers 18 sê hy, He delivered me from my strong enemy, from those who hated me, for they were too mighty for me. En dit is presies wat Jesus ook vir sy disippels wou probeer demonstreer. Hy het die hele tyd vir hulle probeer verduidelik, julle moenie op die natuur fokus nie, fokus op wie God vir jou is. Toe hulle nie kos gehad het vir die mense nie, met die broodjies en die visies, hy wil vir hulle gedemonstreer het. God sal voorsien. Toe hulle in die storm was, waar hy vir hulle gesê het, vir wat kyk julle so verward rond? Ek is saam met julle in hierdie boot. My krag. En partymal kan ons dit mis wanneer hy reg voor ons is. En dis hoekom ons harte moet reg instel. So kom ons lees 'n bietjie vers 21 tot 25 en hoor hoe mooi sê hy dit. En hy sê, The Lord rewarded me according to my uprightness with Him. He compensates and benefited me according to the cleanness of my hands. For I have kept the ways of the Lord. En dis sy beginsels wat ons van gepraat het. Hy het in goddelike beginsels gewandel.
En daarom het hy geweet wie God vir hom is, want hy het in gehoorsaamheid gewandel, hy het nie getwyfel vir 'n oomblik nie. And have not wickedly departed from my God. For all his ordinances were before me, and from his statutes I did not turn aside. I was also blameless before him, and kept myself from guilt and iniquities. Therefore the Lord has recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of his holy sight. Met ander woorde, ons vermoë om deur moeilike omstandighede te gaan, hang alles af van ons vermoë om te weet wie hy is en om in gehoorsaamheid te wandel. En julle, dis partymal hoekom ons dit mis, want ons gaan in intentionele sonde in. Ons gaan partymal intentioneel en ons doen juist die verkeerde ding. En nou wil ek weer eens nie hê jy moet skuldig voel daaroor nie. Dit is so eenvoudig van repent. Draai terug. Sê sorry Here, ek het dit gemis. Want hoor wat sê hy hierso van vers 26 tot 27. Towards the loving and loyal, die wat loyal is en sê Here, ek staan vir u, ek staan in regverdigheid, ek doen wat reg is, ek volg u beginsels. Hy sê, to him who's loyal, you will show yourself loving and loyal. And with the upright and blameless, you will show yourself upright and blameless. To the pure, you will show yourself pure. And to the willful, you will show yourself willful. So gaan bietjie vanaand, ek gaan lees hierdie hele hoofstuk. Soos ek sê, dis in Psalm 18 of Samuel 22. Julle, hierdie is 'n amazing hoofstuk en jy kan die hele maand, die hele Februarie kan jy stil staan net by hierdie hoofstuk. Ons gaan net gou-gou weer 'n preek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor prioriteite. En dan ja, ons gaan nou gemaak vir jou weer 'n lekker koppie koffie. Ek is nou weer terug. Julle, ons praat nou 'n bietjie oor bemoediging. Maar ek wil nou weer 'n bietjie terugkom by die hele ding wat ons gepraat het van om 'n nuwe lewe te skryf, 'n nuwe jaar, 'n nuwe lewe. En nou wil ek 'n bietjie stil staan oor prioriteite. En nou die groot ding is, jy gaan volg dit wat jou prioriteite is. As dit nie vir jou prioriteit is nie, gaan jy verseker nie 'n punt maak om daarby uit te kom nie. En dis hoekom dit so belangrik is om eerstens God jou eerste prioriteit te maak. So as jy weet waarheen jy nou op pad is, nie? Ons praat nou oor jou doelsetting, dit wat jy wil bereik hierdie jaar. Is dit soveel makliker om te besef wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. So wanneer jy jou doele nou neergeskryf het en jy weet presies waartoe jou pad is. Byvoorbeeld, kom ons sê jy wil 5 kilogram verloor of 10 kilogram verloor. Jy wil meer tyd spandeer met die Here. Jy wil hierdie jaar meer intentioneel rus in jou program inwerk. Dan begin jy jou